almal wat ingeskakel is op ons sosiale media uitsending vanoggend. Baie welkom. Dit is vir my hartseer dat ek jou nie kan welkom sê in die kerkgebou nie. Ek sit hier in die koffieshop en ek voel vreeslik alleen en soms so klein bietjie jammer vir myself dat hier nie mense hier so is nie. Dis regtig seer om 'n kerk te sien wat nie mense in het nie. Maar ek weet dat ons sal een van die dae weer kan by mekaar kom en tot dan is hierdie maar die manier wat ons kerk hou. Ons moet dit maar op die ken vat. Ek wil vir elkeen dankie sê wat ons boodskappe share op sosiale media, hy sê dit nou is op Facebook of op YouTube. Die terugvoer wat ons kry is regtig goed, is regtig positief en ons kry terugvoer van mense van heinde en ver, wat glad nie van Bethlehem is nie, glad nie deel is van die gemeente nie. So op hierdie manier versprei die evangelie en die boodskappe en die goeie nuus van Jesus, so dankie dat julle share. Ons praat die afgelope tyd oor God se wil. Paulus sê in Efesiërs 5 dat ons nie onverstandig moet wees nie, ons moet uitfigure en soek na wat God wil hê ons moet doen. Die Amplified Bible sê, seek the will of the Lord. Dan is ons verstandig mense as ons so leef. Ek het gesê, as ons wil weet wat is God se wil en se plan, is dit uit verhouding uit wat ek dan dit leer ken. Laasweek het ek gepraat oor die dowwe spieël en ek het gesê, ons sal nooit ten volle God se wil kan verstaan nie. Ons as mense is net nie in staat daartoe om die hele prentjie te sien nie. Al het God tyd gevat en moeite gedoen om dit aan ons te probeer verduidelik, sou ons net nie in staat wees om dit te kan verstaan nie. Vanoggend gesels ek oor hoe laat 'n liefdevolle God dinge toe om te gebeur. Ons hoor dit baie, is dit nie? Dit is my altyd interessant hoe mense wat niks met God uit te waai het nie, wat in geen verhouding met hom staan nie, wat geen begeerte het om sy wil en sy plan te ken nie, dis gewoonlik daai mense wat dan vir ons as gelowiges aanvat en sê, maar hoe laat julle God, julle sê hy is 'n God van liefde, hoe laat hy dan toe dat die goed gebeur? Ek wil jou terugvat na Genesis toe, en ek wil hê jy moet ietsie begryp vanoggend van God se plan. God skape vir Adam en vir Eva. Sy plan met hulle was dat hulle moet sy tuin, die tuin wat hy vir hulle gee, die tuin van Eden, hulle moet dit vir hom oppas, hulle moet dit vir hom bewerk. God se plan was dat hy Adam en Eva se vader sal wees, hulle God sal wees en hulle in verhouding staan en dit was die plan. En Adam en Eva het gehoor by God, hierso is julle tuin, eet van alles, behalwe hierdie een boom. En Eva en toe later Adam het gekies om eerder die voorstel van die slang te volg, as om gehoorsaam te wees aan God. Was dit God se plan? Was dit sy wil? Nee. Is dit God se plan gewees dat ek en jy vandag in 'n gebroke wêreld lewe? Nee. God het dit nie so geskape nie. Wie se plan was dit? Wie se skuld was dit? Adam en Eva se. As kom ons vat 'n stupid voorbeeld. Ek gooi nie water in my kar se radiator nie. En my engine seize. Is dit God se skuld? Is dit sy plan gewees vir my? Is dit sy wil gewees? Nee, is my stupidheid, my nalatigheid, my luiheid. As iemand doodgaan in 'n moord, is dit God se plan gewees? Nee, is die moordenaar wat gekies het om dood te maak. Is nie God se plan nie. God het 'n plan met die mensdom. God het 'n plan met jou as individu. Maar God het ons ook so gemaak dat ons kan kies. Ons kan ons eie besluite maak, ons kan ons eie besluite neem. Ek en jy is nie robotte nie, ons is nie
pre-program om 'n sekere ding te doen en uit te voer, en daarom kan ek en jy nie terugsit en net sê, ag, laat Gods water oor Gods akker loop nie, dinge sal uitwerk soos wat dit moet uitwerk, God het dit so beplan, nie alles het 'n rede, nie alles is omdat God dit so beplan het nie, ek en jy is medewerkers van God. Jy kies hoe jy leef. Jy kies wat jy doen. Jy kies ook waar jy gaan opeindig. Nie net in hierdie lewe nie, maar ook in die volgende een. God het ons so lief, dat hy ons gemaak het om te kan kies. Ek meen, dink daaraan. As iemand geforseer is om jou lief te hê, wat beteken dit vir jou? Maar as iemand kies om jou lief te hê, dan is dit special. God het ons so gemaak. Hy het gesê, kies. Kies my lewe. Kies dit wat ek vir jou beplan en vir jou wil hê. En dan sal jy vrede hê. Of, kies om sonder my te leef, kies om my voorskrifte te ignoreer en een kant toe te skuif, dan sal jy nie vrede hê nie. Hier's wat ek wil sê vanoggend. Volgende week gaan ons begin gesels oor fisies, wat is God se wil en se plan, en ek gaan 'n paar goeders uit die Bybel uit aanhaal, om jou te help om dinge in te sien. Maar moenie, soos die versekeringsmaatskappye, 'n term gebruik, an act of God. Het jy dit al gehoor, as iets sleg gebeur, dan sê die versekeringsmaatskappye, it's an act of God. As iets sleg gebeur, dan sê mense, dis God. As daar 'n tsunami is, dis God. Dis nie. Was hy nooit sy plan vir hierdie wêreld om so gebreek te wees nie. Ons het dit gebreek. En nou leef ons in hierdie gebroke wêreld. Moenie God blameer vir alles wat verkeerd gaan nie. Punt nommer 1. Punt nommer 2. Besef, God het 'n plan vir jou, maar hy gaan dit nie op jou afforceer nie. Jy moet saamwerk. Jy moet inkoop. Jy moet gehoorsaam wees. Ek wil hê, jy moet hierdie vraag vir jouself vra. As dit vir jou belangrik is om te weet wat God se wil en sy plan is vir jou lewe, hoekom wil jy dit weet? Wil jy dit weet sodat jy werklik kan gehoorsaam wees aan dit? Of wil jy dit weet, want jy wil net weet, jy gaan okay wees? Net jy ken die antwoord. En gelukkig is hier nie 'n gehoor voor my nie, so jy kan nie jou antwoord uitskree nie. Maar gaan dink daaroor. God het 'n plan vir jou. Jy moet dit soek. Jy moet dit leef. Jy moet dit kies. En dan sal jy vrede en vreugde hê. Jy, wat hier kyk, is 'n medewerker van God en 'n geseënde van hom wat jou gemaak het. Mag jy sy nabyheid, sy vrede, sy vreugde en sy openbarings beleef en ken in hierdie tyd. Wees geseënd. Ons praat weer volgende week. Glory